En ons skrifgedeelte kom dan vanoggend in 1 Kronieke 4 vers 9 tot 10, die gebed van Jabes. En Jabes was meer geseënd as sy broers. En sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gebaar. En Jabes het die God van Israel aangeroep en gesê, as u my ryklik seën en my grondgebied vermeerder, en u hand met my sal wees, en u die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het laat kom wat hy begeer het. Te midde van 'n lang lys van name in 1 Kronieke, stop die skrywer. Dit is, as jy daarna gaan kyk, is name wat mens nie eens gaan uitspreek amper nie. En is name op name op name. En die skrywer stop by een man, Jabes. Sy naam beteken pyn, maar sy lewe wys iets anderste. Hy was meer eerbaar as sy broers. Al is hy in smarte gebore, Jabes wys vir my en vir u vandag, hoe mense begin vol pyn kan wees in die lewe. Maar God kom en hy herskryf die lewe. En dan vanoggend, as ek die tema kan gee van ons boodskap vanoggend, Here, seën my, vergroot my gebied, wees met my en beskerm my. Amen. En wie is Jabes? As ons vandag kan kyk, sy naam beteken pyn of seer, of sorrow, distress. Dis wat sy naam beteken. Sy ma het hom so genoem, want ek het hom in smart gebaar. Dis wat sy ma sê. En as ons gaan kyk, is belangrik om hierdie volgende te onthou. 'n naam in vandag se tyd beteken dalk baie anderste as 'n naam in daardie tyd, in die Bybelse tyd. Daar was 'n betekenis of identiteit gekoppel aan 'n naam. 'n naam het gewig gedra in daardie tyd. So 'n naam het jou bepaal wie jy is. So dit wat jou ouers jou genoem het bepaal wie jy is. Daar was gewig daaraan. Dit was 'n openbaring van wie jy is, aan wie jy behoort, en watter soort roeping daar op jou lewe is. Dis in die Bybelse tyd wat dit beteken het. So dit was nie net 'n naam nie. 'n naam het dikwels 'n getuienis van God se karakter uitgedra. 'n naam soos Elisa, die Here is my God. Jabes, pyn of seer, sorrow, distress. Dis wat sy naam beteken het. Maar as ons na hierdie skrif gaan kyk, sê die skrif, met daai naam, sê die skrif, Jabes was meer geëerd as sy broers. God wil hê, die Here wil hê, ek en u moet hierdie gebed raak sien. Kom ons kyk dan na sy gebed, die 4 versoeke van Jabes. As u my ryklik seën. As ons kyk na die woord seën in die Hebreëse is 'n taal. Wat beteken seën? God se guns, God se teenwoordigheid, God se voorsiening, God se goedheid. So dit is God se seën, God se goedheid. Dit is seën. Wanneer ek en u in 'n regte verhouding met die Here kan staan, is dit nie seën nie. En ek kan sê, ek staan in 'n verhouding met die lewende God. Dit is seën. Hy vra vir God se hand op sy lewe. Hy erken. Jabes kom en erken. Here, ek kan nie sonder u. Ware seën is God se guns en God se teenwoordigheid. Dit is ware seën vir ons. En Jabes het dit geweet. Mag dit my nie begeerte wees. Here, ek wil u seën wees soek bo alles. Kom ons kyk na die tweede gedeelte van sy gebed. Grondgebied vermeerder. Vermeerder my grondgebied. In die Ou Testament beteken grondgebied dikwels grond of invloed of verantwoordelikheid. Vergroot my gebied. Vandag beteken vergroot my getuienis. Vergroot my vermoë om mense te bereik vir u. Vergroot my gehoorsaamheid. Hoe baie kere sê die Here vir ons moet iets doen en ons is ongehoorsaam. Vergroot my deelname aan die groot opdrag. U bediening is wat die Here u seën. Dis wat die Here u wil gebruik. Maar is u gehoorsaam? Getrouheid.
is ons nog getrou? Het ons vandag nog integriteit? As ek iets sê, sal ek dit doen. Ons gebed word vergroot vir sending. Vir God se werk. My gebed, en ek hoop die gebed saam met my is, Here sal die mense stuur. Laat u hand met my wees. Wat beteken dit om te bid die hand van die Here? En Jabes het gebid, God se krag. God se krag, laat u hand, laat u krag daar wees. U leiding, God se leiding. God se beskerming en God se voorsiening. Laat dit op Jabes, dis wat hy gebid, laat u krag, u leiding, u beskerming op my wees. Jabes vra, Here, ek wil nie alleen loop nie. Dis wat hy vra, Here, ek wil nie alleen loop nie. Ek wil hê u by my wees. Kyk na Exodus 33:15. Toe sê hy, dis Moses vir hom. Toe sê hy Moses vir die Here, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek. Jy kan nie die bediening, die werk of die familie dra sonder God se hand. Hoe lyk dit wanneer die Here saam met ons gaan? Dis nie altyd rooskleurig nie, natuurlik nie. Baie keer ons is in 'n wêreld waar dit swaar gaan. Ons raak siek, daar is probleme, daar kom moeilikhede, maar die Here is by ons. My laaste deel van hierdie gebed van Jabes, bewaar my van onheil, dat dit my nie sal benadeel of anders te gestel. U die onheil alweer, sodat my geen smart tref nie. Hy vra dat die pyn van sy naam nie sy toekoms sal bepaal nie. Want hoe baie kere waar ons gebore word, hoe dit is, daardie kan baie keer ons lewens bepaal. Daardie kan baie keer ons terughou. Die identiteit. Baie keer word vir gesê, jy sal dit nooit maak nie. En dis baie keer in skole, word daar baie keer vir iemand gesê, jy sal dit nooit maak nie. En dan kom jy met daai gedagte, en jy stap met dit deur jou hele lewe deur. En dit het nie vir Jabes gestop. Ons moet bid dat God ons sal beskerm, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Waar begin versoekings? Begin dit nie in ons gedagtes nie. Begin die aanvalle nie daar nie. En ons het hierdie hele gebed gekyk. Dis 'n gebed. En wat was die antwoord? God het geantwoord. God se reaksie. En God het gegee wat hy gevra het. Of anders te geskryf. En God het laat kom wat hy begeer het. Is dit nie mooi nie? God het gegee. Sy gebed was God gesentreerd. Sy gebed was in geloof. Sy gebed was in afhanklikheid. Die Here ken die hart. Jabes was nie 'n koning nie. Hy was nie 'n priester nie. Hy was nie 'n profeet nie. Hy was 'n man met 'n naam, pyn en smarte. So, vandag moet dit vir my en u hoop gee. U verlede hoef u nie, bepaal nie toekoms nie. Is u bereid om na God te gaan? Jabes se naam was pyn. Dit pyn beteken, maar sy lewe was 'n seën. Die Here het hom geseën. Dis wat die Here van u sê vandag. Jy is my kind. Maak nie saak wat jy gedoen het. Jy is my kind. Ek herskryf jou storie. Dis nie te laat nie. Hierdie is 'n soeke na die lewendige God, wat ek myself, wat klein is, na die lewendige God toe bring en sê, Here, ek is die kind. Seën my. Elke Christen het 'n roeping, het 'n bediening, het 'n invloed. En bid, vra Here, maak dit meer, maak dit groter. Ons het God se hand nodig. Met God se hand word gewone mense buitengewoon gebruik. Ons kan bid vandag. Here, seën my. Vergroot my gebied. Wees met my. Beskerm my. Dit is die gebed van 'n man wat sy pyn, sy beperking en sy toekoms in God se hand gesit het. En God het geantwoord. Vat u lewe, vat u pyn, vat u bekommernisse, vat u toekoms en gee dit vir die Here. Here, ek soek u seën.
Here, ek soek U seën. Sal U hand op my rus. Kom ons vertrou op God. En mag ons gebed vandag wees tot eer van God.